Ons weet nie waarop spanne is van die Makatini nie. Ons het nie kontak nie. Maak dit moeilik. So 'n stil gebedjie vir hulle veiligheid asseblief. Ons sal kyk hoe dit verloop. As hulle inkom, het ons vir Ivan by die deur en hy gaan vir hulle ontvang en vir hulle 'n plekkie so hierso so rond gee. Ek dink die manne is al baie moeg. Hulle het al gister begin ry. So ons wil graag iets liturgies hier doen. Ons het met Dr. Liesel ook ooreengekom, so u kan rustig wees. Ek verwag dat hulle eerder later as vroeër sal arriveer. Ons weet nie hoe lyk die pad oor die berg nie, selfs deur sommers het wees nie, ek ken dit. Ek het laas 3 uur nie met hulle kontak gehad nie, maar het hulle geland. Dat 'n halfuur laat is in elk geval. So toe moes hulle nog stad toe. Kom ons kyk wat gebeur. Ek gaan so 'n bietjie later gaan ek harder praat as ons nou regtig aktief begin. Pragtige rangskikking hiervoor. Ons is vanaand by Dominee Franhale met die 4 uit Makatini wat hulle reis by ons begin en hier vandaan aanbeweeg na die tuinroete. En dit lyk vir my daar is maar onstuimige weer op ons pad. So kom ons kyk hoe verloop die dinge. Reg, maar 'n stil gebed vir hulle veiligheid asseblief. Ons gaan en ons oor 'n minuut of 2 begin. Goeienaand vriende, welkom ook by vanaand se diens. Baie spesiaal, gisteraand was vir my persoonlik regtig iets besonders. En so glo ek sal elkeen van die geleenthede wees. Dan ons Makatini persone is op pad van Kaapstad, sover ek weet. Dit maak my 'n bietjie ontstel as ek nie weet nie, ek het nie kommunikasie nie. Terwyl ek van my kant aan mekaar kommunikeer. Ons vertrou dat hulle veilig sal wees onder die leiding van Dominee Lucky. Ivan, waar sit Ivan? Ivan Joubert? Was hy by die deur? Goed, Ivan en het hulle nommer, so ek het gevra as hulle arriveer moet hulle net kontak. Vriende, as hulle vroeër inkom, gaan ons hulle hier laat sit. En ons sal waarskynlik, ons het die liturgie so ontwikkel dat daar sekere oorhandigings sou plaasgevind het na ons gesing het. In samewerking met Dr. Liesel, sal ons op mekaar sê, gaan dit na die einde skuif. En indien dit dan so is, dat hulle dalk nie kom nie, kom ons vertrou dat hulle welkom, dan gaan hulle vanaand se diens mis, maar ons is reg om die aand verder in te gaan. So kom ons vertrou die Here ook vir hulle veiligheid. Vriende, die liedere wat ek uitgesoek het, was vir my maklike liedere en ek het gedink dit gaan vir hulle so alles het in die melodie dalk weet dat hulle dit sou geniet het ook. Ek glo hulle sal as hulle kom. So teen daai agtergrond dan die liedere met 'n bietjie minder wat net spasie gee. So ons het nou so 'n bietjie tyd gesteel sodat ons nie onnodig ook nou gaping laat nie. Vriende, ons sing dan lied 531. Ons Here God van al vermoë. Vir my een van die besondere liedere in ons liedboek, Sterk. Vers 1 en vers 2 terwyl ons sit. Laat
voetnoot sal jy sien Sint-Petersburg en jy sal sien dat dit kom uit die Russiese ortodokse tradisie. Sterk manstemme. Vriende, dan beweeg ons aan na lied 527. Die werk behoort aan U, ons Heer. 527, 1 en 2. Baie bekende, ek kan net gou hierso net my oop regte een kry, lied 528, 1 tot 3. Leer my, U wil leer. Kom ons sing dit met die betekenis. Vriende, die gewone, die selfone af. Ek meen Herbert van C is ingeskakel. As hulle is, baie welkom, liewe vriende. Mag hierdie diens tot die eer van ons Heer se naam wees. Die volgende lied, dan ook ons slotlied van Psalm 48. Sing ons eintlik elke aand. Ek is 'n bietjie onbekend met hom. Ruben, gaan jy vir ons kom help asseblief? Ek hoor jy het van die bicycle afgeval. Ja? Kom. Nee, hy loop nog reg. Die mense praat hier in Gansbaai, jy moet net weet. Kom leer vir ons daai lied man. Kom, dis 'n pragtige lied. Kom. Ons probeer, ek hou niks van hy oom wat hy gesê het, nie daarvan. Ek wil probeer. Dis miskien 'n gewoonte. Ons gaan dit 2 keer sing.
welkom ook vanaand hier in hierdie ruimte. Ons weet die Here se teenwoordigheid is die hele wêreld oorlopends te vol. Maar as ons hier so in 'n klein ruimte bymekaar kom, dan onthou ons dat ons nie alleen gelowig is nie. Ons is gelowig saam met ander, dat ons nie alleen op pad is nie. En dat ons ook saam vir hom vanaand kan aanbid. Ek net so 2 goed. Die een is daar is teen koffie na die tyd in die sysaal. In die groot saal, so ons baie teen koffie. Die groot saal. Julle is baie welkom. Ons sê ook baie dankie vir Gansbaai streek wat verantwoordelik was vir dit en ons deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. Ons wag miskien nog op gaste. As ons gaste deur die loop van die erediens inkom, as gaste uit Makatini, sal ek hulle na die preek verwelkom en verder net ietsie oor hulle sê. Kom ons word net stil. Na U, Here, hunker ek. My God, op U vertrou ek. Dink aan U barmhartigheid en troue liefde, want dit is van altyd af daar. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat vir ons elkeen in liefde aan mekaar geweef het. Van ons Verlosser en Vriend, Jesus Christus, wie sy lewe vir ons afgelê het, en die Heiligmaker, wat ons hoe langer hoe meer mens maak. Amen. Kom ons bly weer so sit, ons gaan dieselfde lied sing as wat ons gisteraand gesing het. 4 keer na mekaar, loof die Here God en prys sy heilige naam. Loof die Here God, hy red my van die dood. Ons sing dit net so sittende 4 maal na mekaar. Ons tema vir Pinksterjaar is skakerings van die Heilige Gees en wat ek graag elke aand wil doen is om 'n werkwoord te vat, dit wat God se Gees doen in ons lewe, doen in die kerk en dit koppel aan 'n kleur. Aan 'n kleur en dan gaan ons ook na 1 of 2 uitbeeldings kyk deur die diens. En ons kleur vanaand kleure is warm kleure. Dis rooie en oranjes en gele, dis brand en vlam en vuur. Want ons gaan hoor dat die Heilige Gees ons harte warm maak. Dat die Heilige Gees ons harte vol vuur maak. En dan gaan ons saam nou lees ook uit Handelinge 2, juist die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, waar ons ook dan hierdie beelde gaan sien van vuur en van vlam
van rooi en van oranje. Maar ons gaan weer saam ons gebed opsê, bid. Almal, daar staan almal, gaan ons almal saam hardop bid. In liturg sal ek lees. Ons gaan dit sittende doen en as ons dit klaar gesê het en gebid het, gaan ons staan en lied 442 sing, al twee die verse. So kom ons bid saam. Kom Skepper, Gees, kom asem van God, wind van God, waai die skadu's weg en versterk ons, U kerk. Kom Skepper, Gees, kom deernisvolle warm lig, vul die diepste binneste van ons harte. Ons is niks sonder U. Kom Skepper Gees, kom gas van die siel, vrede in ons stryd, rus in ons inspanning, vreugde wat ons vertroos in lyding. Kom Skepper Gees. Ons lees saam uit Handelinge 2, Elise, jy kan maar daai eerste prent net vir ons opgooi. Soos ons is op die dag van die Pinksterfees, of is eintlik die fees van die weke, en al die disippels is saam in een huis. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daar die geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat, dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons Parthe en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soetwyn. So Handelinge is die boek van die kerk en Pinksterdag is die geboortedag van die kerk. So die kerk is nie gestig soos 'n klub, die rolbalklub of die golfklub of die tennisklub nie. Wat gegrond is op 'n besluit van 'n persoon of 'n groep mense met gedeelde hobbies nie.
Dit is die skepping van God se gees. Soos ons gisteraan stil gestaan het by die God wat skep uit niks. So is die kerk die skepping van God se gees. En die kerk is gebore uit God en is baie groter as ons wat hier vanaand bymekaar is. En anders as die rolbalklub en die golfklub, is daar soms nie eers reg baie gemeene delers nie. Dit is die wondere van hierdie gemeenskap van heiliges wat sy bron het uit die skepingswerk van God. En as mens nou Handelinge 2 lees, en dis die toneel van die uitstorting van die Heilige Gees, en jy het nou 'n soundtrack gehad, of 'n klankbaan, moes jy gehoor het vuur, en jy moes gehoor het wind, amper seker soos die wind wat julle laasweek hierso beleef het. En woorde, baie woorde, dit is 'n toneel van gemeenskap, van verbasing, van verwardheid. Hierdie was definitief nie 'n stil ervaring of 'n stil toneel wat hier afgespeel het nie. En meeste kommentare sal sê hier's 2 Ou-testamentiese gebeure wat die skrywer heel moontlik in gedagte gehad het, ook toe hierdie toneel beskryf is. Die eerste is die ontvangs van die wet op Sinaï. As julle kan onthou, die Israeliete het gevlug en op by die berg Sinaï gekom, en daar het God met hulle verbond gesluit, en hy het vir hulle gesê, hulle is nou sy volk, en hy het die wet vir hulle gegee, en dit was 50 dae na die Pasga. En op Pinksterfees of die fees van die weke word hierdie verbond dan ook gevier. Die fees van die weke, dis hoekom hulle bymekaar was in Jerusalem. Die viering van God se goedheid en trou. En as jy Eksodus 19 gaan lees, sal jy sien, daar was ook 'n godsverskyning. Ons praat van 'n teofanie. Daar was 'n swaar wolk, daar was rook, en daar was vuur, en daar was donderstorms, en daar was weerlig. Dit was ook nie 'n stil ervaring nie. En hier sluit God 'n verbond met sy volk. En die volk wat nou net gekom het uit Egipte, waar die farao fear gevoel het of hulle leef of nie leef nie, waar hy eintlik stelselbasies besig was om hulle uit te moor. Hier kom 'n God na hulle toe en sê, maar julle is my volk, ek gee vir julle om, ek wil vir julle lewe gee. Ek is getrou aan julle, en hierdie moment by die berg Sinaï word in herinnering geroep hier op by die fees van die week op Pinksterdag, wanneer God weer tussen hulle verskyn en sy gees oor hulle uitstort. En dan die tweede gebeure wat ons in herinnering roep, want die Bybel is een groot storie, wat ons in herinnering roep as ons die gedeelte lees, is natuurlik die toring van Babel, waar die mense uit hoogmoed, uit 'n strewe van autonomiteit om te kyk of hulle sonder God kan klaarkom, hierdie hoë toring gebou het tot aan die hemel, waar ewe skielik daar baie gebabbel was, 'n taalverwarring, niemand mekaar kon verstaan nie. Dit was half die straf op hierdie gebeure. En nou hier in Handelinge kan almal in hulle eie taal hoor. En soos een skrywer gesê het, die wonderwerk was nie 'n wonderwerk van almal praat nou in 'n spesifieke taal nie, dit was 'n wonderwerk van hoor. Almal kon dit hoor in hulle eie taal. En hier word die vuur, die teenwoordigheid van God se gees. Ons kan die tweede prentjie sien, dit is verskriklik mooi, hierdie batikwerk. En ek wil aanhaak by 'n seëning wat geskryf is deur een van my gunsteling skrywers, ek het baie gunsteling skrywers, Jan Richardson. Dis 'n Pinksterseën, 'n Pentecost blessing. En ek gaan gedeeltes in Engels lees en gedeeltes gaan ek vir ons vertaal. Wat sy sê oor hierdie Pinksterseën. Here is the one thing that you have to understand about this blessing. It is not for you alone, and it's stubborn about this. Dis nie iets wat ek self gryp en dra nie. Dit vra my, of vra vir ons, dat ons dit dra na 'n plek waar mense nie lyk soos jy lyk nie, of dink soos jy dink nie, of selfs glo soos jy glo nie. Hierdie Pinksterseën is hardkoppig nie net vir jou nie. En as jy die Pinksterseën dra na daardie plek van die ander, vat jy jou eie moegheid
in jou eie hartseer saam, sowel as jou eie pyn, jou eie gebrokenheid. En die gebrokenheid van die wêreld, 'n wêreld vol oorlog en mense wat smag na mag. 'n Wêreld wat net nie oor sy eie geskiedenis kan kom nie. En wat moet jy dan doen met hierdie seëning van Pinkster? Jy moet in die eerste plek jou onvermoë om verras te word eenkant sit. Jou teenstand teen dit wat jy miskien nie verstaan nie, eenkant toe skuif. And then see then whether this blessing turns to flame on your tongue, set you to speaking what you cannot fathom. Maak oop jou ore vir taal verby jou verbeelding. 'n weet wat diep in jou beendere is, die rede hoekom jy gemaak is. For this struggle, this grace that scorches us to one another and into the blazing day. Hierdie seëning skroei ons na mekaar toe. Die geskiedenis van die kerk is vol mense wat 'n warm hart gehad het. Iets van hierdie vlam verstaan het, 'n begeerte vir God en sy werk. 'n Warm hart en 'n begeerte wat hulle verder gedryf het as wat vir hulle bekend is. 'n Warm hart en 'n begeerte wat groter geword het as wat hulle ooit gedink het dit kan wees, buite hulle beheer. En ek wil vir ons vanaand herinner aan twee sulke stories. Die eerste is die storie van John Wesley. Nou John Wesley staan bekend as die vader van die Methodiste kerk. Hy was 'n Anglikaanse priester wat in die Anglikaanse kerk wou gebly het, maar later nie meer welkom was nie, omdat hy in die middel van die industriële revolusie net besluit het hy gaan in die vlaktes vir die werkers preek en help daar waar die kerk nie gekom het nie. So maar, ons gaan al sy storie in die begin. So, hy het 'n priester geword en toe sy na Amerika toe waar hy met ywer en vuur God se woord wou gaan verkondig. In Amerika het hy baie slegte ervaring gehad, so hy het teruggekom en op pad terug met die boot was daar 'n groot storm en hy was verskriklik bang. En op dieselfde boot was daar 'n groep Moraviërs soos in Elim, Moraviërs wat baie kalm was in die storm en hy het nogal inspirasie by hulle gevind, so toe hy terugkom in Londen, toe gaan hy na 'n Moraviese gebedsgeleentheid en hy in Aldersgate en hy skryf die volgende. In the evening I went very unwillingly to a society in Aldersgate Street, where one was reading Luther's preface to his epistle to the Romans. About 9:15, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt I distrust in Christ alone for salvation. An assurance was given me that he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. En vir Wesley was dit 'n omkeermoment in sy lewe en die res van sy lewe was 'n lewe van duisende kilometers te perd tot 5 keer 'n dag wat hy gepreek het, soos ek gesê het in die tye van die industriële revolusie, waar baie mense net gesmag het na mense wat omgee, wat luister, wat vir hulle die Bybel bring. En as ons hierdie storie hoor, dan dink ons, dis mos nou die wonderlike ywer vir die Here. Dis seker hoe ons moet wees. Dis seker waarna ons moet streef. Maar dan is dit die ander kant van die evangelie en van menswees, dat dit was nie so eenvoudig nie, ook nie vir John Wesley nie. Want aan die einde van sy lewe skryf hy hierdie brief vir sy broer Charles. 'n baie eerlike brief. I skryf vir hom in one of my last letters, I was saying that I do not feel the wrath of God abiding on me, dis die toorn van die Here. Nor can I believe it does. And yet, this is the mystery, I do not love God. I never did.
Therefore, I never believed in the Christian sense of the word. Therefore, I'm only an honest heathen. And yet, to be so employed of God and so hedged in that I can neither get forward or backward. Surely there was never such an instance before from the beginning of the world. And yet I dare not preach otherwise than I do, either concerning faith or love or justification or perfection, and yet I find rather an increase than a decrease of zeal for the whole work of God and every part of it. I am borne along, I know not how, that I can't stand still. I want all the world to come to what I do not know. So hier is Wesley aan die einde van sy lewe en hy verstaan dat hy was eintlik deel van iets wat baie groter is as hy. Dit was amper soos 'n golf wat hom saamgevat het. Dat hy nie eers altyd seker was in hierdie jare wat hy gewerk en gepreek het, dat hy altyd die Here so lief gehad het nie. Maar hy kan nie ook aan homself dink as iemand wat enigiets anders doen nie. Ek het gesê, vanaand se klere is vlam en brand en warm. Dit is nie tembaar nie. Dit is nie eintlik baie safe nie. Dit is nie veilig nie. Dit is groter as ons. Wesley het iets ervaar van deur 'n golf meegesleep te word. En nie altyd aldag verstaan wie hierdie God is nie. Ons kry ook iets van dit in die lewe van Calvin. Johannes Calvin, die vader van die gereformeerde kerk. Ons weet baie min van sy persoonlike lewe. Hy is 'n baie privaat persoon. Hy het nie reg oor homself gepraat nie. Net in een plek in sy kommentaar op die psalms kry jy so 'n kykie in sy eie lewe. En hy vertel, toe hy klein was, het sy pa gesê hy moet teologie studeer, want sy pa was in die bureaukrasie van die kerk. Toe later het sy pa van besluit verander, gesê maar hy moet regter gaan studeer, toe gaan studeer hy regte, en toe sy pa oorlede is, toe gaan hy terug, gaan studeer verder teologie. En dan skryf hy oor God se geheime besturing, God se voorsienigheid. Want hy beskryf dat hy vasgeval het, en dit was in die tyd van die reformatie, waar hy het groot geword Rooms-Katholiek. In daai stadium het hy gesê, hy het vasgeval om uit die moeras te kom, om tot op 'n plek te kom waar hy eintlik leerbaar was. En daar het hy uitgekom om leerbaar te word deur God. En dan skryf hy, having thus received the taste and the knowledge of true piety, immediately inflamed me with such an intense desire to make progress therein. So hy sê, hy het met tyd 'n diep begeerte en 'n verlange om te groei in ware vroomheid, en dit was soos 'n vlam wat in hom na vore gekom het. Maar, skryf hy later, hy het nie besef dit gaan so baie van hom vra nie. Want skryf hy in hierdie psalmkommentaar in sy eie woorde dat hy was nie eintlik van geaardheid so afgerond nie, is die woorde wat hy gebruik. Hy was eintlik baie skaam. Hy het daarvan gehou om in die skadu te bly. Hy het gekies om te onttrek. Hy wou in 'n afgesonderde hoekie gaan skryf, gaan sit. Hy wou wegkom van die publieke oog. Hy wou nie doen wat hy gedoen het. Dit is 'n baie snaakse storie eintlik, ons baie snaakse stories in die geskiedenis. So Calvin was op pad, hy het protestants geword, was hy op pad, hy was op pad Strasbourg toe, want hy wou net gaan boeke skryf. En toe is daar 'n oponthoud in die pad, toe moes hy via Genève gaan, en toe in Genève kom, toe vind iemand uit dat hy daar aangekom het, en die Willem Farel, en die kom toe na hom toe en sê, maar daar is geen manier hoe jy gaan Strasbourg toe gaan, ons het 'n leier nodig. En Calvin sê, maar ek wil nie 'n leier wees, ek wil Strasbourg toe gaan, en daar is op hom aangedring, en hy besef, hy kan nie anders nie, en hy het die leier geword van die reformatie in Genève, op 'n stadium toe hom verban, omdat hy te streng was, om later teruggevra. En dan skryf hy later in sy lewe, maar God het my so gelei deur draaie en veranderings, en my nooit toegelaat om te rus op een plek nie. Ten spyte van my natuurlike geaardheid, het hy my vorentoe gebring,
Hy het my by die publiek gaan neersit. En die twee verhale, so in Pinkstertyd, moet ons tog herinner, nie net as enkelinge nie, maar ook as kerk, dat God vat ons uit plekke waar ons dink ons hoort en ons pas. En gaan sit ons baie keer op ander plekke neer. Ek in die wêreld daar buite, die van julle wat uit die besigheidswêreld kom of enige omgewing, is daar mos altyd persoonlikheidstoetse wat jy moet aflê. Jy moet nou, om jou te help om jouself te verstaan en ander mense te verstaan. En ek het altyd hierdie tong in die kiesklip in die bos ding van, ek dink nie die gees van kerk, in die geskiedenis van die kerk was God se Heilige Gees altyd gepla met die persoonlikheidsprofiel van mense of van die kerk nie. Die kerk is 'n mengelmoes van mense wat op pad is saam met God, baie keer ver buiteom enigiets wat ons as gemeente of as enkeling ooit kon dink om te doen. Ons kan nie ons eie spiritualiteit of ons eie persoonlikheid net blote verlenging maak van God en sê wat my pas, wat se omgewing my pas nie. Want dan verstaan ek nie regtig iets van hierdie hitte nie, hierdie warmte, hierdie intense begeerte en verlange wat God se Gees aan ons skenk en wat die persone deur die eeue ervaar het nie. Die oomblik as ek die aard van my gemeente, hoe ons daarna uitsien, of my eie spiritualiteit, of ons eie karakter gebruik as 'n verskoning, of as 'n plek om my weg te hou van die God wat onvoorspelbaar is, dan verstaan ek nie dat die Pinksterseën baie hardkoppig is nie. Dit is nie bedoel vir my nie. Dis groter as ek, dis groter as ons. En dan kan ons maar erken in hierdie ruimte, want dis die ruimte, is die palm van God se hand, die God wat vir ons vashou, dis die paradoks, dat ons baie keer eerder verkies om God te kry in chewable chunks, bite size, net so bietjie op 'n slag, maar dan nie te veel uitdaag nie, by daarom nie sit op 'n plek waar ek nie wil wees nie. Hoe bly ek gedurig bewus van die God van die brandende hart? As mens hierdie paradoks verstaan van 'n God wat baie keer voel hy vra te veel, maar aan die ander kant nooit vir ons iets sal vra wat ons nie kan doen nie, dan maak Augustinus se gebed baie sin. Augustinus het lank terug gebid: Here, gee vir my wat U vra en vra dan wat U wil. Hoe bly ek bewus van die God van die brandende hart? Bid ons nog, ontvlam my hart, Heer. Vul my met begeerte. Dit is vir my baie altyd so half ironies as jy die tekste lees, die vroeë Joodse tekste, die Bybel, die Bybel, hoe die Jode en die vroeë Christene het gelees het, en jy begin praat oor begeerte, en jy begin praat oor verlange na God, dan beide die Jode en die vroeë Christene, sonder om te blik of te bloos, die Hoogliedboek gelees, as die verhouding tussen God en die volk Israel. Of as die verhouding tussen God of Jesus en die kerk. Met daardie baie sterk erotiese begeerte taal, het net oor hulle mond gevloei en gesê, dis wat God vir ons is. En dit is wie ek vir God is. Verstaan ons iets van die wederkerigheid, van die brandende begeerte wat God vir ons het, en wat God deur sy Gees in ons wakker maak vir hom.
So miskien is dit nie 'n slagpraktyk om nog woorde op ons lippe te neem nie. Ons het gisteraand gesê, miskien kan ons elke dag bid, kom Skepper Gees, waai deur my. Miskien kan ons ook bid, ontvlam my hart. Maar daar's 'n baie praktiese manier hoe ons iets van die stubborn, hardkoppige Pinksterseën kan sigbaar maak in ons as kerk en as in ons lewe. En dit is gasvryheid. Gasvryheid is dit. Want die hardkoppige seën is nie net vir my en myne nie. Dit is groter as ek. En gasvryheid is nie net 'n fisiese uitnooi van iemand in my ruimte nie. Gasvryheid is 'n ingesteldheid om tyd te gee vir mense, om aandag te gee vir mense, om bereid te wees om verander te word. Iemand het eendag vir my gesê, dit was verskriklik mooi, be hospitable to interruptions in life, om selfs gasvry te wees oor goed wat op my pad kom, wat ek nie beplan het en nie wou gehad het nie. Om te sien, maar wat in hierdie ongemak wil God se Gees vir my leer. Ek wil 'n gedeelte van daai seëning waarmee ek begin het, wat ek vertaal het, vir ons lees. En dan wil ek hê ons moet net daarmee sit vir 'n minuut of 2. Kom ons word stil, ons doen dit as 'n gebed. Daardie dag, as jy jou sekerheid soos 'n mantel dra, en jou oortuiging soos 'n skild, mag jou ken, jou weet, ongedaan word, en die misterie jou verwar. Mag die goddelike op jou neerdaal en die helderheid bring in vuur en vlam, genoeg om jou af te stroop tot op die been, om jou hart te laat ontvlam, genoeg om jou heel te maak. Heilige Gees van vuur en vlam en wind en taal, raak ons aan en ontvlam ook ons harte. Amen.
Kom ons staan en sing ons saam lied 440. En dan gaan ek vir ons afsluit met die sing. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle toe oplig en aan elkeen van julle sy vrede gee. Amen.